Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat die Here ons deur nog 'n donker en onbekende nag gedra het en dat die Here ook beskik en bepaal het dat ons vanmôre vars en veilig en gesond kon opstaan om hierdie nuwe dag in sy naam tegemoet te kan gaan. Ons eer die Here vir sy instandhoudende genade en ons dank die Here ook dat hy in hierdie dag nog 'n plan en 'n doel met ons lewe het. Dit is om hom, die allerhoogste God, te verhoog en te verheerlik deur ons handel en deur ons wandel. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons ryklik sal saamsien rondom sy woord, dat hy ons oë sal vestig op hom, die leidsman en volëinder van ons geloof. Nou vriende, ons gaan vanmôre oor 'n baie besondere gedeelte in die woord praat, 'n baie bekende gedeelte, maar tog 'n gedeelte wat ons baie na in die hart lê. 1 Johannes 2 vers 1 sê, my kinders, ek skryf hierdie ding aan julle, dat julle nie moet sondig nie. As iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. Nou vriende, die ding wat die kind van die Here die meeste vrees is sonde. Elkeen wat weergebore is, weet dat Christus aan die kruis gesterf het om ons te red van sonde. Die Bybel sê dat as ons aan die Here behoort, moet ons die vleeslike begeertes aflê en nou vir die geregtigheid lewe, 'n heilige lewe leef. Maar dikwels betrap ons onsself dat ons sondig, het sy deur woorde, het sy deur gedagtes of deur dade. En dan is daar hierdie skuldgevoel en hierdie gevoel van verwydering, hierdie skeidsmuur tussen ons en die Here. En dikwels vlug kinders van die Here weg van die Here, omdat die ou vyand nog hierdie geweldige skuldlas op ons plaas. En vriende, dit is goed en is reg om skuldig te voel oor sonde, want sonde is om God se wet, God se gebod, se verordeninge te oortree. Ek weet wat is reg, maar ek doen die verkeerde omdat die vlees sterker op daardie oomblik is as die gees. In die sin, die Bybel sê vir ons, waak en bid dat jy nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is dikwels swak. Maar vir hierdie gedeelte kom leer van ons 'n baie groot en kosbare waarheid. U sien, kinders van die Here sondig van tyd tot tyd. En nou sê die Bybel vir ons in die eerste plek, my kinders, ek skryf hierdie ding aan julle dat julle nie moet sondig nie. My en jou begeerte moet elke dag wees, Here, ek wil in hierdie dag glad nie sondig nie. Nie ek wil minder sondig of ek wil net 3 sondes doen vandag nie, maar my begeerte moet elke dag wees om geheel en al vry te wees van sonde. My begeerte moet elke dag wees om ten bloede toe weerstand te bied teen die mag van sonde. Maar die Bybel sê vir ons baie duidelik dat ons nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, so in ander woorde, die oomblik wanneer ons sondig, moet ons nie van die Here af wegvlug nie. Ons moet nie soos Adam en Eva gaan wegkruip vir ons koning, vir ons verlosser, vir ons skepper, vir ons redder nie. Nee, die Bybel sê ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. Nou baie interessant is, die Engelse teks, ek het so 2 of 3 van hulle gaan naslaan, en ek lees vir u 2 of 3 van hulle, net om vir u die gedagte deur te gee, wat die voorspraak beteken. Die een sê, but if anyone does sin, we have one who speaks to the Father in our defense, Jesus Christ, the righteous one. So in ander woorde, Christus tree op vir ons verdediging. Nie om vir die Vader te sê, Vader, Gerard is onskuldig, of Koos of Piet of Jan of San is onskuldig nie. Maar jy is hulle skuldig, maar Vader, deur my kom vra hulle om vergifnis. Ek is die offer vir hulle sonde, en ek tree namens hulle op, om dan ook vergifnis te vra vir hulle sonde. Hoor hoe pragtig stel die ander Engelse vertaling dit. Hy sê, my little children, these things I write to you, so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. 'n Advokaat, vriende, ons weet wat die taak en die rol en die doel van 'n advokaat is. Hy staan op namens sy kliënt en hy lewer 'n pleidooi om sy kliënt onskuldig te kry. En die Here wil vir ons hierdie pragtige beeld deurgee, dat Christus ons advokaat is wat voor die Vader pleit. Nie noodwendig vir ons onskuld nie, want ons is skuldig, ons het gesondig. Maar wat doen Christus? Hoor wat staan hier. Hy is 'n versoening vir ons sonde, want hy is die regverdige. Wat Christus doen voor die Vader, wanneer ons gesondig het en ons vra, Here, vergewe ons sonde, dan pleit Christus ons onskuld voor die Vader op grond van sy onskuldige lewe, sy heilige, sondelose lewe. Hy pleit vir ons behoud op grond van wat hy aan die kruis gedoen het. Hy die regverdige kom pleit voor Vader vir die onregverdige, vir die sondige. En hy sê, Vader, Gerard het gesondig. Hy is skuldig voor u. Maar Vader, ek pleit op grond van wat ek aan die kruis gedoen het, vir hom, vir sy sondes, wat ek betaal het, vra ek u, vergewe hom. Die Bybel sê, Christus se regverdige en heilige lewe word dan tot my skuldige lewe toegevoeg.
En ag vriende, staan ek onskuldig voor Vader in Jesus Christus, my voorspraak, my advokaat, die een wat vir my intree, die een wat namens my optree om my te verdedig. Luister vriende, nie een van ons sou voor God die Vader vir 'n oomblik kon bestaan het, was dit nie vir Jesus Christus nie. Vader is heilig, Christus is heilig, die Heilige Gees is die heilige. En daarom sê die Bybel, hierdie drie-enige God kan sonde nie verdra nie. Daarom sê die Bybel, die siel wat sondig, die moet sterwe. Daarom het Christus in ons plek sonde geword. Luister, hy het nie 'n sondaar geword nie. Hy het ons sonde kom dra. 2 Korintiërs 5:21 sê dit vir ons baie duidelik. Want God het Christus wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. So die oomblik wanneer ons as God se kinders sondig en ons pleit vir die Vader om ons te vergewe, dan pleit ons op grond van dit wat Christus aan die kruis gedoen het. En ons pleit en ons sê, Vader, Christus het in my plek gesterwe. En Christus pleit namens my, want u sien, hy is my advokaat, hy is die een wat optree vir my verdediging, en hy sê, Vader, ek het gesterf vir Gerard Bekes aan die kruis. En die Heilige Gees in daardie oomblik leer my wat om te bid, want u weet, ons weet nie altyd reg wat om te sê nie. En daarom wil ek vanmôre vir u kom bemoedig deur hierdie verse, dat as ons in die môre opstaan, dat ons sal sê, Here, ek wil in hierdie dag glad nie sondig nie. Maar vriende, luister, as u en ek geval het, moenie van die Here af wegvlug nie. Maar leer, quoteer hierdie verse, memoriseer hierdie verse, haal hierdie verse aan, en pleit dit voor Vader, deur te sê, Vader, u sê as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige, en hy is 'n versoening vir my sondes. Vergewe ook my sonde. Here, ook ek het berou daaroor, en ek dank u dat u dit in Christus gestraf het. En dank u dat u my nou vergewe, dat u my sonde in die diepte van die see wegwerp, dat u my sonde so ver van soos die ooste verwyder is van die weste van my wegwerp. En Here, ek dank u, ek eer u en ek loof en ek prys u naam, en leer my om meer versigtig te lewe. Leer my om meer te wandel in die Gees, dat ek nie die begeerlikhede van die vlees sal volbring nie. Vriende, mag hierdie bemoedigende en kosbare gedagte, dat Christus ons advokaat is, wat vir ons optree, wat voor die Vader vir ons pleit, dat ons harte sal versterk deur die geloof, sodat ons met volharding die wedloop kan loop wat voor ons lê, die oë gefestig op Jesus. Mag die Here genade gee. Ek dink so aan hierdie ou liedjie wat ek mee wil afsluit. Geseënde Jesus, o Heer van my hart, u krag tot genesing, dit soek ek met smart. Verbreek ieder afgod, verban alle vrees, o was my, en witter as sneeu sal ek wees. Witter as sneeu, ja witter as sneeu, o was my, en witter as sneeu sal ek wees. Dit alles word moontlik gemaak deur Jesus Christus, ons advokaat, ons voorspraak, die een wat namens ons optree voor die Vader. Ons eer hom, ons loof hom, ons prys hom van nou af tot in ewigheid. Groete vir u, mooi dag verder, Tara.